Die onbekende God, Handelinge 19. Die meeste van ons het groot geword met 'n begrip van God van kleintyd af. Vir baie van ons is Godsbeeld gevorm deur ons paas, en ons dink dat God soos ons pa moet wees. Nie almal het positiewe ervarings van ons paas gehad nie. Dis het ons Godsbeeld redelik skade gelei. Party van ons kon nie ons paas vertrou nie en was al te bekend met sy swakpunte en verslawings. Die afwesige pa het so deel van ons kultuur geword dat ons nie eens meer dink dis snaaks nie. Daar is baie min huisgesinne waar die kinders hul paas gereeld sien. Ja, dikwels werk die paas lang ure, veral in hierdie land, maar word dit nie maar 'n handige verskoning vir ons afwesigheid nie? Spending time with children is more important than spending money on children, was Anthony Williams se waarneming. Andrew, do you think I'm a bad father? Vra die pa in 'n oomblik van swakheid. Dad, I'm Michael, antwoord sy seun. As mens baie kinders het, kan dit seker gebeur dat jy mekaar raak van wie is nou wie, en so. As my pa een van ons geroep het hy dikwels almal se name opgenoem in die hoop dat hy daarom ergens die regte een tref. I was just telling them that there used to be a TV show called Father Knows Best. En ons huidige kultuur het dit verander na Mother Knows Best. Het laat mens wonder wat het van die pa se invloed geword. Die kinders dink egter dis vreeslik snaaks en verwag glad nie dat hulle pa die beste weet nie. Die voorbeeld dat 'n pa stel word fyn dopgehou deur 'n kind en sy woorde en sê goed het die nare gewoonte om jare later steeds te boomerang en met presiese duidelikheid te ego. If you like what you eat, I'd rather be thin like a French fry than round like a head of lettuce, verduidelik die pa. Kinders luister dalk meer as wat ons dink en neem baie goed waar. Natuurlik is kinders 'n vreemde mengsel van hulle ouers se waardes en voorbeelde en herkoms. Ouers is die rolmodelle wat hulle navolg, of jy nou daarvan hou of nie. So verduidelik die pa vir sy seun hoe hulle familiebande werk. My side of the family is full-blooded DOS and Windows, but you are 1/4 Mac with a bit of Linux and Android on your mother's side. My dad told me not to make the same mistakes he did. That doesn't leave much left. Ek moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, het baie van ons al gehoor by ons paas, of selfs uitgespreek teenoor ons kinders. Look, Dad made me do my homework, verduidelik Kelvin aan sy tierhops. He said, when I'm older, I'll discover that there are a few pleasures greater than learning. So I said, fine, I'll learn when I'm older. What did he say? He said, if I didn't start cracking books now, this would be as old as I'd get. Sounds like you learned something already, antwoord sy tier. Ek onthou hoe ek een keer gesels het met 'n Saudi-bekeerling oor sy godsbeeld. Volgens hom is die meeste paas uit die bose, en hy kon nie wag vir sy pa om te sterf, sodat hy uiteindelik vry kan wees van sy pa se dominerende invloed nie. Vir baie gesinne is paas nie goeie rolmodelle nie. En dus is dit geen wonder dat mense of bang is vir God, of hom aflag as irrelevant nie. Hy is iemand om te vermy, iemand wat jy nie meer kan gesels nie, iemand wat nie lief is vir jou nie, iemand wat jou gereeld kritiseer, iemand wat heeltyd op die uitkyk is na iets om jou voor te straf. As dit is soos jou prentjie van God lyk, het jy 'n groot agterstand om in te haal. Elke van ons het 'n godsbeeld van kleinstyd af ontwikkel, maar die Bybel is ons enigste ware betroubare handleiding om ons godsbeeld reg te vorm. Hoe meer as die Bybel lees, hoe meer leer ken ons vir God soos hy is, nie soos ons pa was nie. As jy egter nie die Bybel ken nie, gaan jy 'n baie skewe idee van God kry. Die Bybel openbaar vir God as die drie-eenheid. Ons weet dat God eintlik bestaan uit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. 'n Party van ons kan selfs die drie-eenheid verduidelik aan skeptiese mense, selfs al verstaan ons dit nie lekker self nie. 'n Bekende voorbeeld is om H2O of water te gebruik as illustrasie. Water kan bestaan in 3 vorms. Jy kry ligte stoom wat water is, dan kry jy ys wat klipharde water is, en dan gewone vloeibare water. Al 3 is eintlik een, maar tog ook anders. As ons vir hierdie expat gemeente 'n punt moes gee van wat ons weet van die Heilige Gees, wonder ek hoe sou ons vaar? Ek bedoel, party van ons weet baie van God die Vader en van Jesus, maar wat is ons ervaring van die Heilige Gees?
Sal ons onsself 'n ruim punt kan gee van, sê maar 'n C? As ons onsself moes toets wat ons van God die Vader weet, kan ons dalk onsself 'n B gee. Ons weet heel wat van hom vanuit die Bybel. As dit gaan oor Jesus Christus, sal ons dalk 'n A kry, want ons is meer bekend met sy lewe en sterwe en opstanding. Maar die meeste van ons weet nie so baie van die Heilige Gees nie, as wat ons weet van die Vader en Seun nie. Jy kan as ware sê, hy is die God wat vir baie van ons onbekend is, die God wat ons skaars ken. Ons is tans in die Pinkstertyd, wat ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. 50 dae na Jesus se kruisiging en opstanding. Dit was 10 dae na Jesus se hemelvaart, toe die Heilige Gees met krag gekom het op die eerste gelowiges daar in Jerusalem. Dit het hulle lewens getransformeer en van hulle effektiewe getuies gemaak, waar hulle ook al gekom het. Handelinge 19 vertel die storie van Paulus se eerste besoek aan Efese, waar hy klompie disippels van Johannes die Doper ontmoet het. Toe Paulus vir hulle vra of hulle die Heilige Gees ontvang het, toe hulle begin glo het, het hulle in alle eerlikheid geantwoord, ons het nog nie eens gehoor van hom nie. Het julle ook die Gees se krag in julle lewens ontvang, toe julle tot bekering gekom het? Wie is dit? Ons het nog nooit eens van hom gehoor nie, vra hulle verbaas. Hoe is julle dan gedoop, en wie se naam het dit gebeur? Vra Paulus verbaas. Met die doop van Johannes die Doper, antwoord hulle. Baie kontemporêre, moderne, hedendaagse Christene sou waarskynlik dieselfde antwoord gee. Ja, ons weet van die drie eenheid, selfs al kan ons dit nie lekker verduidelik nie. Die meeste van ons sou sekere toets dop as dit sou gaan oor die persoon en werk van die Heilige Gees. So watter gradering sou jy jouself gee, kragtens jou persoonlike ervaring en kennis van die Heilige Gees? Party sou voel, ag wat, gee my maar 'n F, terwyl ander sal sê, ek sal daai toets kan kom. En wanneer ons begin ondersoek instel na die Heilige Gees, moet ons seker by die mees basiese vraag begin. Wie is die Heilige Gees? 'n Groot deel van ons verwarring kom vanuit die feit dat ons nie die regte antwoord ken nie. Ons weet nie wie hy is nie. Daar is 2 kernfeite omtrent die Heilige Gees wat jy nodig het om te weet. Die eerste, die Heilige Gees is 'n persoon. Dit mag dalk voor die hand liggend vir jou wees, maar dis nie algemene kennis vir almal nie. Party mense praat van die Heilige Gees as 'n onpersoonlike krag of invloed. Hulle praat van die Heilige Gees as 'n dit. En die van ons wat bekend was met die Star Wars flieks, sal die frase onthou wat gereeld gebruik word, May the Force be with you. Dis soos baie mense dink aan die Heilige Gees, een of ander misterieuse kragveld vanuit die hemel wat ons op een of ander manier help hier op aarde. Maar die Bybel verwys duidelik na die Heilige Gees as 'n persoon. Die Heilige Gees kan selfs ons harte lees, ons ondersoek, ons deurgrond, ons verken, soos 'n speurder met sy vergrootglas en al die klein en fyn details raak sien wat ander mense nie kan sien nie. Romeine 8 vers 27, en God vir die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ander vertaling sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees kan ook praat, soos mense fyn details en besonderhede kan hoor. Soos het gebeur het daar in Handelinge 13. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Die Heilige Gees gee ook duidelike bevele met die verwagting dat dit onmiddellik uitgevoer en gehoorsaam sal word. Ons ken die verhaal van Filippus en die Ethiopiese hofdienaar, waar die Heilige Gees vir hom duidelike instruksies gegee het, presies waar hy moes wees en waarop hy moes reageer. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Die Heilige Gees het ook 'n wil. Ons sien dit wanneer hy gawes uitdeel aan gelowiges. Nie almal ontvang dieselfde gawe nie, maar hy besluit wie kry wat. In Korintiërs 12, maar al hierdie dinge is die werk van die een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Die Heilige Gees kan ook seer gemaak word, of teleurgestel of bedroef word.
Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. 'n Vryer vertaling sê, moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, sy hart seermaak nie. Dat die Gees in julle is die bewys dat julle aan God behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van die sonde ontslae sal wees. Jy kan nie 'n onpersoonlike kragveld seermaak of teleurstel nie, maar jy kan 'n persoon seermaak met jou optrede. Jesus noem die Heilige Gees 'n persoon, wanneer hy ook van hom praat. Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. Al hierdie eienskappe van persoonlikheid word gegee aan die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Ons kan dus met sekerheid praat van die Heilige Gees as 'n persoon, nie as 'n kragveld of 'n onpersoonlike mag nie. Tweedens, die Heilige Gees is God. Hy is nie net 'n persoon nie, maar hy is 'n goddelike persoon. Met ander woorde, hy is God. Ons ken die storie van Ananias en Safira, wat in Handelinge 5 probeer het om Petrus om die bos te lei met die stuk grond wat hulle verkoop het. Petrus het egter dwars deur hom gesien. Hoekom het jy toegelaat dat Satan 'n houvas op jou kry? Het hy vir Ananias gevra. Jy het vir die Heilige Gees gelieg, deur 'n deel van die geld vir jouself te hou, terwyl jy gemaak het asof jy alles aan ons kom gee het. Dit is tog jou grond. Toe jy het verkoop het, kon jy met die wins gemaak het net wat jy wou. Hoekom was jy so skelm? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God self. Hulle dus teen die Heilige Gees gesondig, en dis dieselfde as om teen God te sondig, want die Heilige Gees is God. Dis hoekom Jesus met sy groot opdrag sy disippels beveel het om mense te gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een naam, 3 persone. Die Vader is God, die Seun is God en die Heilige Gees is God. Matteus 28 vers 19. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Ons sukkel om hierdie konsep te begryp. Iemand het een keer die 3-eenheid verduidelik met deur die voorbeeld van 'n pretzel te gebruik. 'n Pretzel is 'n stuk gedraaide deeg wat gebak is sodat dit 3 gate bevat. Elke gat is deel van die pretzel, maar die gate is tog verskillend van mekaar. Een pretzel, maar 3 dele. As jy dus hierdie 2 waarhede bymekaar sou sit, kry jy die Heilige Gees as 'n persoon en jy kan 'n persoonlike verhouding met hom hê. Omdat hy God is al sy krag ook God se krag. Deur dus 'n verhouding met die Heilige Gees te hê, kom jy in persoonlike kontak met die God van die heelal. J.B. Phillips het dit so gestel. Elke keer as ons sê dat ons glo in die Heilige Gees, bedoel ons dat daar 'n liefdevolle God is wat gewillig is om ons menslike persoonlikheid te betree en dit te kom verander. Dit is jammer dat so min Christene verstaan hoe die Heilige Gees mense se lewens kan verander. As mens die Bybel sou lees, sou jy verbaas wees om oral in die Bybel af te kom op die Heilige Gees. Hy word alreeds genoem in die 2de vers in die Bybel en word die laaste keer genoem in die laaste hoofstuk van die Bybel. Daar in Genesis 1 vers 2, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, het was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Dan die laaste boek in die Bybel, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry verniet. Die Heilige Gees was dus teenwoordig by die eerste oomblikke van die skepping en hy is reg daar teen die einde van die Bybel. In die Ou Testament sien ons die Heilige Gees wat met krag kom op konings, priesters, profete, rigters en militêre leiers. Hy is die een wat digters en sangers inspireer. En hy is die een wat profete 'n boodskap gee om te verkondig. Hy is die een wat Esegiel bemoedig het
toe sy mense in ballingskap was, en hy is die een wat Serubabel in staat gestel het om die tempel te herbou. Wanneer jy die Nuwe Testament lees, sien jy hom hoofsaaklik aan die werk in die lewe van Christus. Ons Here word bonatuurlik gebore deurdat Maria swanger geword het deur die Heilige Gees. Die Gees het op Jesus verskyn as 'n duif tydens sy doop. Daarna het die Gees hom in die wildernis ingelei om versoek te word. En die Gees het hom gevul met krag om wonderwerke te doen wat bewys het dat hy die Seun van God was. Die Gees was met hom in die kruisiging en het hom opgewek uit die dood. Alles wat Jesus gedoen het hy gedoen in die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees was daar met Pinkster toe die kerk gebore is. Hy was daar toe Petrus en Paulus begin preek het dwars deur die Romeinse wêreld. Het was die Heilige Gees wat die apostels vir hy vermoedig gemaak het om te getuig ten spyte van vervolging en teenstand. Het was die Heilige Gees wat eenheid gebring het in die vroeë kerk en veroorsaak het dat dit groei ten spyte van vervolging. Oral waar mense in die Bybel lees, sien jy die Heilige Gees in die werk. Hy is die onsigbare hand van God wat beweeg deur menslike geskiedenis om God se doel op aarde te bereik. Maar wat doen die Heilige Gees in vandag se wêreld? Is hy nog aktief vandag? Ons kry ons antwoord in Jesus se eie woorde. Daar in Johannes 16 vers 8. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die ou vertaling sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die woord oortuig word deur party vertalings vertaal met oordeel of skuldig bevind, en is regterlike taal wat mense herinner aan hofsitting. Het verwys na wat die staatsaanklaer doen wanneer hy sy saak argumenteer of bewys. Hy sit die beskuldigde op die beskuldigingsbank en begin dan om bewyse op te stapel teen hom. Feit op feit, ooggetuie op ooggetuie, waarheid op waarheid. So bou hy stadig sy aanklag op teen die een in die beskuldigde bank. Uiteindelik is die oormaat bewyse so groot dat die regter geforseer word om na die beskuldigde te draai en te sê, ek vind jou skuldig, sonder enige twyfel. Die oormaat van bewyse is so groot dat selfs die beskuldigde gedwing word op die einde om te erken, ek het dit gedoen, ek is skuldig. Die werk van die Heilige Gees vandag is dus primêr om manne en vroue te bring by 'n plek van persoonlike oortuiging van hulle morele skuld voor God. Hy is nie net 'n skuldige gewete nie, hy is veel meer en kan selfs jou gewete ook gebruik. Die Heilige Gees werk ook deur ons wanneer ons die evangelie deel met ander, totdat hulle oortuig raak van hulle morele skuld voor God. Terwyl ons die evangelie in hulle deel, kom hulle tot die besef, ja, ek is skuldig, ek is verlore, ek het ook 'n redder nodig. Wat doen die Heilige Gees vir gelowiges? Deur die doop maak hy gelowiges en hulle kinders deel van die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vrye mense. Maar ons is almal gedoop, sodat ons nou die een liggaam van Christus is, en ons is almal van die een Gees deurdrink. Hy beseël of merk elke gelowige, sodat hulle redding gewaarborg is. En deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Hy woon binne elke gelowige met sy persoonlike teenwoordigheid. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal, en julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Hy gee geestelike gawes aan elke gelowige. Hy besluit wie kry wat. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Die Heilige Gees produseer dan die vrug van 'n godvreesende lewe in ons. Galasiërs 5 vers 22 gee opsomming.
Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Hy stel ons in staat om ons ou sondige praktyke van ons ou natuur stop te sit. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Hy bid vir ons wanneer ons nie vir onsself kan bid nie. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hy vul ons harte met God se liefde. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Die Heilige Gees stel ons ook in staat om te volhard te midde van swaar kry. As julle dus ly omdat julle doen wat God wil hê, moet julle aanhou goed doen en julle lewe oorlaat aan God wat julle gemaak het. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Die Heilige Gees maak van ons kragtige, vrymoedige getuies vir Christus. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Billy Graham het raak gestel, most of us know about God, but that is quite different from knowing God. Die Heilige Gees laat die dinge van God grondvat in ons lewens. Maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Maar die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie Gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons het die Gees ontvang wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie. Sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. As ons hierdie ding aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom, om geestelike waarhede te verduidelik. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Die Heilige Gees vul ons sodat ons God elke dag kan bly maak. Verder moenie soveel wyn drink dat julle dronk word nie, dit lei tot uitspattige gedrag. Nee, laat die Heilige Gees julle lewe vol maak en sing saam psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Hy bewerk ook eenheid tussen gelowiges. Die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Hierdie eenwees en saamwees moet ons tot elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat enigiets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Hy waarborg ons redding. Die Gees is soos 'n merk wat God julle laat dra om te wys dat elkeen wat Jesus in is ook syne is. Meer nog, die Gees is ook ons bewys dat God begin het om vir ons alles te gee wat hy ons beloof het. Die Gees is maar die begin van dit wat God eendag alles vir ons gaan gee. Hy gaan elkeen wat syne is heeltemal vrymaak. Laat ons vir almal vertel hoe groot God is. In kort, die Heilige Gees doen alles wat nodig is om ons by Christus te bring. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om saam met Christus die pad te loop. En hy gee vir ons alles wat ons nodig het om veilig vanaf die aarde tot in die hemel te kom. Hy doen dit alles vir ons en hy doen dit vir elke gelowige. Niemand van ons kan selfs een dag oorleef as 'n Christen sonder die hulp van die Heilige Gees nie. Nou bly daar nog een vraag oor. Hoe kan ons hierdie seën
van die Heilige Gees ontvang. Alles tot hiertoe het te doen gehad met teologie en die abstrakte, maar ons grootste nood is om die Gees diep en persoonlik te ken. Het is nooit genoeg om net die waarheid te hê nie, die waarheid moet ons in besit neem, sodat dit ons kan verander. Verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie, dit lei tot uitspattige gedrag. Nee, laat die Heilige Gees julle lewe vol maak, sê die Nuwe Lewende Vertaling. In die Grieks is hierdie frase geskryf as 'n teenwoordige passiewe imperatief. Imperatief is 'n opdrag, word vervul. Die passiewe deel beteken dat ons nie beveel word om onsself vol te maak met onsself nie, maar eerder met die Heilige Gees. Die teenwoordige tyd beskryf iets wat gedurig, konstant, aanhoudend moet gebeur. Jy kan as hierdie vers vertaal met, word gedurig vervul met die Heilige Gees. Een gelowige het oulik gestel, hy het gebid, Heilige Gees, vul my vandag weer, want ek lek. Hy het geleer om nie te leef op die krummels van gister nie, maar om daaglikse vars vervulling van die Gees na te streef. The filling of the Spirit is ongoing. Like drinking, a person does not stay drunk forever. And one reason we must be continuously be filled is because we leak. If you don't continue to stay, pray and obey, your spiritual life becomes dry. God se wens vir ons en sy opdrag aan ons is dat ons gedurig aan mekaar gevul sal word met die Heilige Gees. Dit beteken dat die vervulling van die Gees is nie net 'n eenmalige affære soos wanneer ons in 'n krisis is nie, maar dit behoort 'n daaglikse normale alledaagse ervaring van elke Christen te wees. Jy kan as ware opstaan met die woorde elke oggend, Heilige Gees, vul my vandag met u volheid, sodat ek u hart kan bly maak. Ons het natuurlik die vervulling van die Gees gedurig nodig, want ons is lekkende houers. Soos die dag aangaan en die druk oplaai, mag ons al minder afhanklik raak van die Heilige Gees en meer begin staat maak op ons eie vermoëns of ervaring, of kennis of reserves, om ons uit die moeilikheid te hou. En so kan ons baasspeelerig of foutvinderig of ongeduldig of iets grimmig raak, totdat mense nie eens meer saam met ons wil lewe nie. Ons raak gemeene dinge kwyt teenoor die mense vir wie ons die liefste is. Ons bars uit in woede, of ons kry stilstype, of ons weier om met ander mense te praat. Hoekom gebeur dit? Stel jou voor dat die lewe soos 'n pragtige vaas is. Normaalweg sou jy dit wil volmaak tot op die rand met die Heilige Gees, maar onder druk begin ons te lek en vloei die vreugde van die Gees uit en vul ons die leemte met die werke van ons vlees. En dis hoekom ons na die Here toe moet kom 'n paar keer per dag en vra vir 'n nuwe vervulling van die Heilige Gees. Ons lek en ons het gedurig sy krag, sy seën, sy vermoëns nodig om die uitdagings van ons dag te hanteer. Maar hoe doen ons dit? With God, life is an endless hope. Without God, life is a hopeless end. Bill Bright van Campus Crusade het eendag hierdie raad aan sy gemeente gegee. Hy het hulle vertel dat enige onbelyde sonde die Heilige Gees bedroef. Daarom kan hulle nooit sy seën ervaar totdat hulle met daardie sondes klaar gespeel het nie. Die eerste stap is om heeltemal oop kaarte met die Here te speel, eerlik te wees omtrent jou geestelike kondisie. Dit beteken om jou sondes eerlik te bely. Begin sommer met die sondes van die vlees. Woede, bitterheid, wraak, jou gedagtes, kwaadwilligheid, onvriendelikheid, dronkenskap, immoraliteit, onreinheid, daardie geskinder, daardie beswaddering van ander, jou gierigheid, jou trots, jou uitstel van sy opdragte, jou gulsigheid, jou jaloesie, jou welis. As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. So, hoe doen ons dit? Vat sommer 'n stuk papier daar in jou binnekamer waar jy die Here ontmoet en begin neer te skryf al die sondes wat die Here in jou gedagtes oproep. Skryf hulle alles neer, een vir een. Sit dan 'n ruk lank in stilte en vra vir God om jou enigiets anders te wys wat vir hom onaanvaarbaar is in jou lewe. Iets wat hom ongelukkig maak. Wat die Here ook al vir jou wys, skryf dit neer. Wag weer in stilte terwyl jy staat maak op Dawid se gebed daar in Psalm 19. Ongelukkig sien 'n mens nie altyd die dinge raak wat jy verkeerd doen nie.
Here, vergewe al my foute waarvan ek nie weet nie, wat ek gedoen het sonder dat ek besef het hoe verkeerd dit is. En keer my as ek van plan is om opsetlik verkeerde dinge te doen. Moenie daar slegte dinge oor my lewe baas speel nie. As U my help, sal ek sonder foute wees, dan sal ek nie aanhou om oor en oor die verkeerde dinge te doen nie. Terwyl jy so wag op God, sal God die soeklig van sy waarheid op jou lewe sit. Dit gaan nie lekker wees om jou te sien soos God jou sien nie. Dit gaan moed kos, dalk die swaarste ding wat jy nou langer gedoen het. Maar God sal altyd 'n eerlike, ernstige gebed van sy kinders beantwoord. Moenie bekommerd wees oor wat gaan gebeur nie. God sal 'n boodskap by jou aflewer. Wat ook al God vir jou wys, skryf dit neer. Uiteindelik kom jy by 'n plek waar jy niks meer het om neer te skryf nie. Jy is vry van elke aanklag van beide God en mens. Dalk sal jy vir die eerste keer in jou lewe in staat wees om met 'n rein gewete te kan bid. Vat nou hierdie stuk papier van jou en skryf daaroor: Die bloed van Jesus Christus reinig my van elke sonde. Vat dan hierdie papier en verwoes dit. Dis verby, dis klaar. Op daardie punt is jy gereed om God te vra om jou te vul met sy gees. Jy kan 'n gebed soos hierdie bid: Vader, in Jesus se naam vra ek U om my nou te vul met die Heilige Gees. Maak my die soort persoon wat U wil hê ek moet wees. Amen. Dis een gebed wat God se hart sal laat bons van blydskap. Dit sal vir hom vreugde verskaf om dit te beantwoord. Jesus het verder beloof dat die Vader die Heilige Gees sal gee vir hulle wat hom daarvoor vra. Dan Lukas 11 vers 13, as julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader dit dan nie doen nie? Ek verseker julle, hy sal selfs die Heilige Gees met sy groot krag gee aan almal wat ernstig tot hom bid. Een man van God het besluit om Bill Bright se advies uit te probeer. Hy het uiteindelik vroeg opgestaan een sonnagoggend na sy kantoor toe gegaan en gaan sit by sy tafel. Daarna het hy 'n wit vel papier voor hom neergesit en begin om elke sonde, fout en tekortkoming te lys waarin hy kan dink. Elke terrein van sy lewe waarin hy geweet het dat hy die Here ongelukkig maak. Om sy gedagtes verder te stimuleer, het hy die lyste in die Nuwe Testament gelees wat die sondes of morele standaarde wat God soek in sy kinders opnoem. Hy besluit om sy hart oop te maak voor God en alles neer te skryf wat God ook al vir hom wys, of watter gedagtes ook al in sy kop inkom. Sy pen het gevlieg oor die papier soos God vir hom baie dinge gewys het, wat vir God ongelukkig maak. Party sondes was dinge wat hy nagelaat het om te doen. Party was dinge wat hy moes doen, maar nog nie gedoen het nie. Ander was verkeerde houdings, oorhaastige woorde, 'n geneigtheid om nonsens te praat en 'n reeks onvriendelike woorde teenoor die mense wat hy die liefste gehad het. Jy mag dalk wonder of so morele inventaris of voorraadopname 'n gesonde ding kan wees. Sou dit nou nie te introspektief wees nie, jou te veel na binne laat kyk nie? Soos baie goeie dinge kan mens dit seker ook oordoen, maar van tyd tot tyd is dit nodig om te stop en deep cleaning te doen in jou siel, net soos jy van tyd tot tyd jou huis deeglik skoonmaak, nie net oppervlakkig afvee en stofsuig nie. Die ou wat so 'n diep skoonmaak gedoen het op papier, het na 'n halfuur 'n hele bladsy vol geskryf. Hy het ontdek dat hy 86 areas van sy lewe geïdentifiseer het waar hy verandering nodig het. Soos hy die lysie bestudeer het, het hy gesien dat hulle nie 86 verskillende sondes was nie, maar dikwels variasies op dieselfde tema. Die meeste van hulle te doen gehad met die klassieke 7 dodelike sondes van trots, gierigheid, uitstel, gulsigheid, jaloesie, woede en welis. Dit was nie 'n mooi voelgoed lysie nie, maar hy het nie depressief gevoel terwyl hy het gelees het nie. Hy het eerder lig en vry gevoel, asof 'n enorme las van sy skouers afgelig is. Dit wat daar geskryf staan was die waarheid omtrent sy lewe. Buite die genade van God wat aan die werk was in sy lewe, was hy 'n sondaar in murg en been. Sy lewe was soos Jeremia se, vol bose gemors. Hy het nie eens die helfte van sy sondigheid van geweet nie. Toe die lysie uiteindelik volledig was, het hy in groot rooi letters bo geskryf: vergewe.
onderaan het hy die belofte van 1 Johannes 1 vers 7 neergeskryf. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hy is vrygekoop deur Jesus se bloed, en daardie bloed het hom gereinig van alle sondes. Daarna het hy die lysie vernietig, sonder om dit vir iemand anders te wys. Dit was klaar, dit was verby. Hy het lig en vrolik gevoel, toe het hy dit maklik gevind om met geloof te bid vir die vervulling van die Heilige Gees. Oor die jare het ons dikwels gehoor van 'n beweging van die Heilige Gees op verskeie Christen kampusse of in gemeentes of in iemand se lewe iewers in die land. Het jy ooit gewonder wat sou gebeur as die Heilige Gees in jou gemeente sou opdaag met groot krag? Ek dink eers sal ons verbaas wees, en dan sal ons jubelend wees. Meer as 100 jaar gelede in 1860 het 'n herlewing uitgebreek in Wellington en Worcester in die tyd van Andrew Murray. Hy het dit eers probeer stopsit, maar toe agtergekom dis almal mense wat erns maak met hulle sonde, maar het voor God bely in trane wat die hand van die Heilige Gees op hulle lewens ervaar het. Die resultaat van daardie herlewing was duisende mense wat voluit begin verleef het vir die Here, en daarna colleges en opleidingssentrums gestig het om honderde sendelinge uit te stuur na Afrika-lande. Al wat ons nodig het vir wonderlike dinge om te gebeur, is meer van die Heilige Gees, meer volheid, meer vervulling. Die voorwaarde is ernstige skoonmaak van ons lewens, sodat hy kan werk in en deur ons. Ons middel jarelang vir herlewing in ons gemeenskap, 'n nuwe beweging van die Heilige Gees in ons midde. Hierdie Pinkstertyd dink ons terug aan daardie eerste keer toe die Heilige Gees in Jerusalem opgedaag het en duisende mense tot bekering gekom het. Die gelowiges is gevul met krag en vrymoedigheid, en oral waar hulle getuig het nog mense by hulle aangesluit. Wat sou gebeur as ons daarvoor begin bid in ons midde? Wat sou gebeur as ons die Heilige Gees sou uitnooi om sy groot werk eerstens in my en jou te begin? En watter wonderlike dinge sou gebeur as die Heilige Gees met groot krag in ons begin werk? Here, hierdie Pinkster is ons bewus van die koms van die Heilige Gees, soos u voorspel het voor u hemelvaart. Dankie Heilige Gees dat u gekom het na ons wêreld en vandag woon in elke Christen. Maar Here, ons het meer van u nodig. Ons het 'n daaglikse nuwe vervulling van u nodig, want ons lek. Kom roer ons harte sodat ons met nuwe erns sal ontslae raak van alles wat skeiding maak tussen ons en u. Mag u deur die groot krag in ons kom werk, sodat ons sal goeie vrugte dra in hierdie wêreld waarin u vir ons geplaas het. Amen.